Die Amerikaanse president Donald Trump beplan om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge te verdubbel. En Suid-Afrika wen weer goud by die Chelsea Blommeskou in Londen. Goeiedag, baie welkom by die visuele Afrikaanse bulletin hier op Pretoria FM op hierdie Dinsdag die 19de Mei. Ek is James Kemp. Verskeie media-instellings in die VSA het bevestig dat die Trump-administrasie voortgaan met planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA te verdubbel. Die verwikkelinge is bevestig deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake se voorlegging aan die Kongres. Volgens die dokument wil die VSA vlugtelingstatus aan tot 17.500 mense toestaan, teenoor die vorige maksimum van 7.500. Volgens die verslag reageer die Suid-Afrikaanse owerhede al meer vyandig teenoor mense wat na die VSA wil uitwyk. Hulle voer aan dat dit die verhoging in die aantal toelatings regverdig. Aansoeke vir vlugtelingstatus kan tot 30 September ingedien word. Meer as 6.500 Suid-Afrikaners het reeds deur die program na die VSA verhuis. 'n Verdagte in die moordsaak van getuie D, wat voor die Madlanga Kommissie getuig het in die Brakpan Landdroshof beweer dat 'n voormalige polisiereservis die slagoffer dood wou hê. Die beskuldigde, Matsipandile Sutseni, het tydens sy borgtog aansoek aangevoer dat die ontslape SAPD-reservis, Wiandrey Pretorius, glo die moord op Marius van der Merwe wou laat uitvoer. Van der Merwe is verlede jaar buite sy woning in Brakpan in die teenwoordigheid van sy gesin doodgeskiet. Sutseni ontken enige betrokkenheid en sê hy het bloot vir Pretorius geken, wat later glo selfdood gepleeg het nadat hy in die ondersoek geïmpliseer is. Die saak is tot donderdag uitgestel. Die Solidariteit Navorsingsinstituut se jongste verslag dui op die inkrimping van die mynboubedryf in Suid-Afrika. Die SNI se ekonomiese navorser Teens Tobison meen die inkrimping wat steeds plaasvind is 'n regstreekse gevolg van swak mynboubeleid wat transformasiebeleidsrigtings so swart ekonomiese bemagtiging insluit. Die SNI verslag dui daarop dat swart ekonomiese bemagtiging skade aan die land se ekonomie aanrig. Dit ondanks president Cyril Ramaphosa wat die beleid deurlopend verdedig. Volgens die verslag beslaan mynbou tans slegs 4,4% van ekonomiese aktiwiteit vergeleke met 20% in die 80er jare. Die sektor neem ook slegs 2,8% van werkende mense in diens, gelykstaande aan 476.000 mense, waar dit in 1994 613.000 mense in diens geneem het. Dit dui op 'n verlies aan 137.000 werksgeleenthede. President Ramaphosa maak of die mynbedryf die groot suksesverhaal is van transformasie en van swart ekonomiese bemagtiging. Maar dit is 'n krimpende industrie, dit is eenvoudig eintlik verregaande om dit as 'n suksesverhaal te bestempel. Hy sê byvoorbeeld die duisende mense is daardeur bemagtig. Die syfers wys vir ons dis 46 mense wat 2/3 van die belange in die mynbedryf gekry het. Werknemers wat ek sou sê eerste bevoordeel moet word deur so 'n skema, besit maar 'n skamele 5%. President Cyril Ramaphosa het vanoggend nasionale ordes aan Suid-Afrikaners en buitelandse burgers oorhandig wat 'n beduidende bydrae tot die land se demokrasie en samelewing gelewer het en steeds lewer. Die seremonie het by die Sefako Mokgatu presidensiële gastehuis in Pretoria plaasgevind. Nasionale ordes is die hoogste burgerlike eerbewyse in Suid-Afrika en erken uitstaande prestasies, daarvan dapperheid en bydraes tot die verbetering van die land. Onder die ontvangers is die Springbok afrigter Rassie Erasmus en Wouter Kellerman wat die orde van Ikhamanga in goud ontvang het. Die bekende skrywer Daleen Matthäus postuum vereer met die bronstoekenning vir haar bydrae tot die land se letterkunde en kulturele erfenis in die breë. Die internasionaal bekroonde landskapontwerper Leon Kluge en span Suid-Afrika het vanjaar vir die derde keer goud by die Chelsea Blommeskou verower. Bykans 168.000 mense, waaronder koningin of eerder koning
Charles III het die toonaangewende blommeskou in Londen besoek. Die tema van vanjaar se blommeskou is Out of this World. Suid-Afrika se ontwerptema Lewe na vuur is deur die verwoestende veldbrande geïnspireer wat die afgelope seisoen in verskeie bergagtige gebiede van die Wes-Kaap gewoed het. Meer as 20,000 snyblomme, fynbos, gebrande proteas en varings vorm deel van die Suid-Afrikaanse tuinuitstalling. And I think the garden speaks for itself. It is a celebration of our flowers in South Africa. It's a celebration of our fire-driven ecosystem, which is so special. And it's depicted here after the massive destructions which we had in the Cape this past year, of showing people how important it is to maintain our flora, to have a healthy ecosystem, and to have all of the people around the world coming to enjoy our beautiful heritage of these flowers. En daar aan jou nuus op Pretoria FM se YouTube kanaal en Facebook platform. My naam is James Kemp, ek wens jou 'n lieflike aand verder toe. Môre is ek weer terug.